Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 151, strofes 1 en 2. En na die fotum en die seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 207, strofes 1, 3 en 4. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp was nog altyd van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, en dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20, hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek beklemtoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing Gesang 130, strofes 1 en 2. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julself nie. Dit is 'n gawe in God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 275, strofes 2, 3 en 4. Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die woord van die Here in die Ou Testament, in Jeremia hoofstuk 1 vanaf vers 11 tot aan die einde van die hoofstuk. Maar terwyl die woord van die Here voor ons oop lê, kom dan buig ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is met groot dankbaarheid in ons hart dat ons vandag hier in die huis bymekaar is, om saam met ons geloofsgenote u woord te bestudeer, u lof te besing en saam te bid, Here, om deur u genade en deur die werking van u Gees ook u woord vandag te mag hoor. Soos wat ons voor u verskyn, o Here, is elkeen van ons omstandighede anders. Daar is die van ons met wie dit baie goed gaan, daar is die van ons met wie dit dalk nie so goed gaan nie. Hulle wat dalk groot bekommernis het, hulle wat 'n stryd voer teen siekte, hulle wat dalk oud en eensaam geword het. Wat die omstandighede ook al is, o Here, is dit ons gebed dat u met ons elkeen sal wees in daardie besondere omstandighede. Gee vir ons uitkoms, Here, gee vir ons volharding in die geloof. Terwyl ons bid, o Here, is dit vir ons 'n voorreg om ons skuld ook voor u te kan bely en te vra, Here, dat u al ons sonde van ons sal wegneem. Ons weet, Here, dat ons eers aan die einde van die tyd, wanneer u ons kom haal, sonder sonde sal wees. Maar, Here, gee tog vir ons die krag en die genade om die versoekings van die lewe te kan trotseer en getrou te bly aan u en u woord. Dankie, Here, vir die voorreg dat ons as gelowiges voor u kan verskyn. Dit wat ons in gemeen het, o Here, is u en u kerk, u Gees,
U bind ons saam tot 'n eenheid en daarvoor is ons dankbaar. So dankbaar dat ons die pad van die lewe nie alleen hoef te stap nie, maar dat ons geloofsgenote het om ons by te staan, wat die beproewing ook al mag wees, maar bo alles, o Here, dat U deur U Gees in ons hart woon en werk, ons lei om te volhard in die geloof. Vergewe dan so ons sonde en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here, ons enigste Verlosser en Koning. Amen. Geliefdes, soos ek gesê het, ons lees saam Jeremia, hoofstuk 1 vanaf vers 11. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. En die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. En die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe. Toe sê die Here vir my, van die noorde af gaan ek 'n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde af roep, sê die Here. Hulle koning sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir al hulle sondes. Hulle het my verlaat, vir ander gode offers gebring en voor hulle eie handewerk in verering gebuig. Maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Geliefdes, tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons om die woord van God te mag hoor, dit te mag glo en elke dag daarvolgens te mag lewe. Ons gaan voor die woordverkondiging weer saam sing tot lof van die Here. Gesang 519 vers 1 tot 4. Wees stil en weet, ek is by jou. Gesang 519 vers 1 tot 4.
Geliefdes, die profeet Jeremia word in hoofstuk 1 geroep om 'n vernietigende oordeel oor die volk Juda, oor hulle leiers en hulle konings aan te kondig. Sy boodskap is dat die volk van God van hom vergeet het, of dat hulle geweier het om hom te erken. Hulle was so nutteloos in hulle verhouding met God, soos 'n verslete gordel om 'n man se lyf. En daarom is die Here die volk nie meer goedgesind nie. En het hy geen medelee met daardie volk nie. Hy roep vir Jeremia as 'n profeet uit al die nasies. Vers 10 sê vir ons om uit te ruk en om af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan. Voorwaar 'n verwoestende aankondiging wat gemaak word. 'n Ontstellende boodskap wat Jeremia uiters ongewild gemaak het by sy volk, by die leiers van sy volk. Veral konings Jojakim en Sedekia was vir hom baie kwaad gewees. Maar tog met hierdie aankondiging het die Here tog weer 'n stukkie van hoop laat deurskemer in die woorde om te bou en te plant. Daarom wys hy vir hulle op die toekoms, dat hy nadat hy hulle in ballingskap weggevoer het, weer 'n oorblyfsel sal laat. Hierdie vernietigende boodskap wat Jeremia aan sy volksgenote en aan die leiers van sy tyd moes gebring het hom bekommerd gemaak. En ek dink as ons in die kerk is, dan probeer ons altyd ons skoene, ons vir 'n oomblik in iemand anders se skoene te plaas. En die vraag is dan nou, hoe sou u en ek vandag gereageer het as ons dieselfde opdrag gekry het? Natuurlik weet ek, ons is in die kerk al deur iets van dit wat Jeremia beleef het. Ons het ook al uitgespreek teen dinge wat verkeerd geloop het en verkeerd gedoen is. Maar die Here kom vandag weer na ons elkeen toe en hy sê vir ons, maar wat sal jy maak as jy weet wat in die dag van jou tyd aangaan? In Jeremia se tyd het hulle van God se wet vergeet. Hulle nie meer geluister nie. Jeremia 8 vers 8 sê, kyk, skrywers se leenagtige pen het die wet leuns gemaak. Daar was immoraliteit in daardie tyd. Jeremia 5 vers 8 sê, hulle het bronstige paar, listige hingste geword. Elkeen van hulle rinnik vir die vrou van hulle medemens. In daardie tyd het hulle ook verkondig dat God net liefde is. Dat hy net vrede bring. Is dit nie wat ons in ons tyd ook hoor nie? In Jeremia 8 vers 11 sê, hulle wil die ineenstorting van die dogter van my volk op 'n maklike manier herstel, deur te sê, vrede, vrede. Maar daar is geen vrede nie. Die Here het vir Jeremia juis geroep om sy volksgenote te kom leer, dat God nie net liefde is nie. Ja, daar is 'n groot stuk waarheid dat God liefde is, maar God is ook heilig. Jeremia spreek hulle veral aan oor die ontheiliging van die Sabbatdag in Jeremia hoofstuk 17. Jeremia moes na sy volk toe gaan om vir hulle te sê dat die Here nie net gaan vergewe nie, maar dat daar ook 'n straf in opgesluit is in die sonde wat 'n mens doen. Die Here kondig aan dat hy ook straf, nie net vergewe nie. Ja, ons moet almal pa staan vir die sonde wat ons doen. Ergens moet ons knie buig, en ek is so gelukkig, ons is so begenadig dat ons maar net na die Here toe kan gaan en vra, maar Here, ek het alweer 'n fout gemaak, ek het alweer sonde gedoen, vergewe my tog. Jeremia moes na sy volk toe gebring het en gesê het, dat die Here nie net vrede bring nie, maar dat hy soms ook verdeeldheid bring. Dat daar skeiding gemaak word tussen hulle wat opreg glo en opreg leef en hulle wat maar net in hulle sonde voortploeter. Na aanleiding van soortgelyke woorde
Hierdie woorde het Jesus ook in sy tyd by die tempel soortgelyke dinge gesê. Die dinge wat Jeremia 6 eeue tevore al vir die volk moes verkondig, het Jesus ook na die tempel toe gevat en vir hulle gesê, maar julle is besig met verkeerde dinge. Met hierdie boodskap moes hy aanhou. Ten spyte van sy vrees, ten spyte van sy bekommernis, moes hy volhard om die woord van die Here te verkondig, om hom uit te spreek teen die profete en die priesters, hy moes hom uitspreek teen die konings en sy volksgenote. Geen wonder dat Jeremia aanvanklik ook geworstel het met sy roeping nie, want hy het geweet dit gaan nie maklik wees nie. Vers 6 sê vir ons, ag, my Here, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog 'n kind. Hy sou later in sy worsteling hiermee 7 keer ernstig gaan bid, dat die Here tog sal optree, dat die Here tog sal intree, dat die Here hom tog sal help. Maar wanneer hy gaan bid, dan sê die Here gewoon vir hom, moenie sê ek is nog 'n kind nie, want wie hy ook al is, ek wat jou gestuur het, sal jou bystaan, en jy moet gaan sê wat ek jou beveel om te sê. En dit is dan waar ons in die woord van die Here gelees het vanmôre. Die Here bring 2 visioene en hy bevestig dat God nou gaan optree. Verskoon. Eerstens sê Jeremia dat hy sien die tak van 'n amandelboom. Dis die eerste boom wat die lentebloeisels gebring het en gedra het. Dis alreeds 'n aanduiding van die feit dat die oordeel van die Here binnekort gaan plaasvind en gaan aanbreek. Maar die eintlike betekenis lê in die woordspel wat die Here hier gebruik. Die woord vir tak in Hebreëus is shaket. En dit is baie dieselfde as die woord wat gebruik word vir wag, shoket. Wat die Here dus met die visioen van die tak van die amandelboom bedoel, is dat hy letterlik wag staan. Hy staan en wag oor sy woorde. Hy staan en wag, want hy het gesê wat hy gaan doen, en dit is nou immanent, dit gaan nou gebeur. Die tweede spel die Here sy agent met die beeld van 'n stomende pot, wat dui op die oordeel, wat uit die noorde uit sou kom. Die leiers van Babylon kom natuurlik van die ooste af, maar natuurlik het hulle telkens vanuit die noorde aangeval, om die tog deur die Transjordaniese woestyn oos van Juda te vermy. God kies vir Jeremia uit om die volk in te lig, dat hy gaan doen dit wat hy al van tevore deur die profete beskryf het en gesê het, veral deur 5 ander profete, Amos, Jonas, Hosea, Jesaja en Micha, dat sy oordeel nou in vervulling gaan kom. Daar was 2 ander skrifprofete ook in Jeremia as bevestig van sy boodskap, het Sefanja en Nahum dieselfde gesê. Jeremia sou saam met hulle beleef wat min ander profete beleef het, naamlik dat dit wat hulle voorspel het en aangekondig het in hulle eie leeftyd plaasgevind het en gebeur het. Ander woorde, daar was vir Jeremia geen ander pad gewees nie. God het 'n stem nodig gehad. God het nodig gehad dat iemand in die land teenoor sy volksgenote gaan getuig van sy geboorte af, het die Here hom al daarvoor bestem en hom daarvoor voorberei. Gaan lees maar die eerste 10 verse van hoofstuk 1. Jeremia moes die volk help om te verstaan dat dit wat nou met hulle gebeur 'n vervulling is van die woord van God. Dit wat hy lank reeds aangekondig het. En daardie vervulling is seën en straf wat in die wet van die Here uitgespel is. Die negatiewe kant van die beloftes van Levitikus 26 en Deuteronomium 28 gaan dus hier in vervulling. Maar die Here gee vir hom dan ook die versekering dat hulle nie die oorhand sal kry oor hom nie.
Aan hierdie ontstellende roeping word daar 'n baie persoonlike belofte gekoppel dat die Here Jeremia staande sal hou. Hy gebruik aan die einde uitdruklik 3 metafore. Hy sê dat die Here hom 'n versterkte stad sal maak, dat die Here hom 'n ysterpilaar sal maak, dat hy hom 'n koperstadsmuur sal maak. Die Here maak vir Jeremia 'n versterkte stad, 'n ysterpilaar, 'n kopermuur. Dis alles tekens van wat in die ou tyd, die antieke wêreld, 'n stad veilig gehou het en beskerm het. Die Here sê vir hom, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal nie die oorhand oor jou kry nie, want ek is by jou. Geliefdes, die Here kom vandag ook en hy sê vir my en vir u dat hy ons ook 'n pilaar sal maak, dat hy ons sterk sal maak, dat hy ons sal vashou in die holte van sy hand. Dit voel vir ons soms of ons alleen is en of ons uitgelewer is, maar die Here kom na ons toe en hy sê, ek is by jou. Die opdrag wat ek jou gee, naamlik om Christen te wees, om kind van God te wees, daarin sal ek jou help. As ons in hierdie boek verder gaan lees, dan sal ons sien dat daar teen Jeremia geveg is. Hy is in 'n blok, in 'n plein vasgemaak. Hy is in die openbaar verneder. Hy is in die voorhof van bewaking gevange gehou deur koning Sedekia. Hy is in 'n opgaarput gegooi deur die leiers wat gemaak het dat hy weggesak het in die modder. Dit was nie 'n put wat net water in gehad het nie. Hy het daarin letterlik vasgesuig en weggesak. Daarom het daarbij het die Here nog gekom en vir hom gesê, maar jy mag nie trou nie. Dat hy nie by die gewone feestelikheid van die volk betrokke moes raak nie. Dat hy die eensame pad in die lewe moes stap. Soms gebeur dit met ons ook. Die Here gee nie vir elkeen van ons 'n maat om die lewenspad mee saam te stap nie, en dan gebeur dit ook dat die Here daardie lewensmaat wat hy vir ons gegee het, soms wegvat. En dan voel dit vir ons asof ons die pad alleen stap, maar die Here is altyd by ons. Die ergste vir Jeremia was dit wat hy aangekondig het in sy tyd waar geword. So die mense oor wie hy die oordeel aangekondig het, Jojakim en Sedekia, hulle was vir hom baie kwaad gewees. Hulle is in verskillende veldtogte verneder en weggevoer deur koning Nebukadneser. En al die priesters, al sy volksgenote, bykans almal, en 'n klomp mense rondom hom is in ballingskap geneem. Jerusalem het as het ware as 'n ashoop agtergebly. Ons kan onsself indink hoe kwaad daardie konings en daardie volksgenote vir hom moes gewees het. Jeremia self is gevange geneem deur sy eie mense, hy is weggevoer na Egipte toe. So hoe kan dit dan wees dat die Here by hom was? Wil 'n mens amper vra. Want hulle het teen Jeremia geveg, maar niemand het die oorhand oor hom gekry nie. Jeremia het deur die Here se genade en die kragvolle werking van sy gees het hy kon staan vir dit wat God hom gegee het om te doen. Die opdrag wat die Here vir hom gegee het, maak nie saak wat mense rondom hom gesê het nie. Die Here het by hom gestaan toe die hoofpriester van die tempel Jeremia aan 'n blok vasgemaak het. Hy het by hom gestaan toe hy die juk van hout op sy skouers moes gedra het. Die Here het by hom gestaan toe hulle hom in 'n opgaarput gegooi het, om daar te sterf. En dan moet ons onthou, soos ek gesê het, daar was nie water in nie. Hy het stadig daarin weggesak. En toe uiteindelik het die Here 'n Kusiet gestuur, 'n man met die naam Ebed-Melech. En hy het vir Sedekia oortuig om hierdie man uit die put uit te haal. En toe die koning besluit het dat hulle hom wel sal uithaal, het dit 30 man gekos om hom daar uit te kry. Die Here was by hierdie man gewees toe sy volk uiteindelik weggevoer is in ballingskap deur koning Nebukadneser.
Die Here het hom staande gehou en dit is die boodskap wat die Here vandag vir elkeen van ons ook bring. Hou goeie moed, doen wat van jou verwag word en ek sal by jou wees. Nadat dit die einde was van Jeremia se uitdagings, het die Here van die noorde en die ooste van Egipte sy profesie klaar gemaak. 'n Boodskap gegee aan die oorblyfsel wat hy beloof het. Die Here het vir Jeremia inderdaad 'n versterkte stad gemaak. Die Here het hom 'n ysterpilaar gemaak en die Here het hom 'n koper stadsmuur gemaak. Want niemand kon hom finaal oorwin en breek nie. Die Here het altyd vir hom weer krag gegee. Die Here was altyd by hom. U en ek is ook profete van Jesus Christus. Ons is nie een van ons 'n koning of 'n priester nie, maar ons almal het die Here se roepstem in ons. Hy spreek ons aan en hy sê ook vir ons dat ons die evangelie van Jesus Christus moet gaan verkondig. Natuurlik word almal van ons nie opgelei om predikante te wees nie. Almal word nie gekies om ouderlinge te wees of diakens nie, maar die Here roep ons elkeen op om by wyse van, as ons 'n woord moet sê, ja, maar veral ons optrede te gaan getuig teenoor die wêreld wie Jesus Christus ons Here is. Sondag 12 vraag 31 vra, waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem? En die antwoord is, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is. Vraag 32, waarom word jy 'n Christen genoem? Die antwoord is, omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is. 1 Korintiërs 6 vers 15. En daardeur deel aan sy samelewing het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry. Geliefdes, dis duidelik dat u en ek ook opgeroep word om die naam van Jesus Christus in ons lewe te verkondig in alle kontekste teenoor alle mense. Die Here roep ons om lewende en heilige offers vir hom te wees. En as ek sê heilige offer, geliefdes, dan weet ons dit beteken nie dat ons sonder sonde of foute is nie. Dit beteken dat ons aan die Here behoort. Dat ons vir hom afgesonder is om die naam van Christus te gaan verkondig. 'n Mens kan nie Jeremia 1 lees sonder om daardeur aangeraak te word nie. In ons lewe sien ons ook 'n tak van 'n amandelboom raak. Die Here sê dat hy sy woorde in vervulling gaan bring. Miskien in ons eie tyd, miskien nie, ons weet nie. Ons sien ook 'n stomende pot wat oorkantel, hierdie keer met die toorn van God oor die hele wêreld. Die wat hom ken en die wat hom nie ken nie. Die wat hom dien en die wat hom nie dien nie. Die Here waarsku die wêreld om te sê, ek regeer. En dit is wat Jesus Christus ons Here ook kom doen het. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God en van daar af regeer hy. Die wêreld en die maghebbers van die wêreld dink nie so nie. Hulle ontken vir Christus, maar die Bybel sê vir ons elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Eendag sal hy op die wolke kom en hy sal al die beloftes wat gemaak is, sal hy waarheid laat word. Hy sal dit laat verwesenlik ook in my en u lewe. Of dit sal wees die dag wanneer u en ek sterf, dit lê voor ons. Of miskien die dag wanneer hy op die wolke kom, watter een ook al vir ons eerste aanbreek. Ons kan weet die Here gaan vir my en vir u krag gee vir alles wat oor ons lewenspad kom. Vir al die uitdagings wat daar mag wees. Al wat hy van ons vra is 'n opregte hart en 'n mond wat bely van Jesus Christus ons Here.
Die wêreld stry teen ons, ek weet. Maar soos met Jeremia sal die Here ons nie laat struikel nie. Hy sal ons altyd staande hou. Hy sal in die gemeente en in die geloofslewe ook altyd die rigting gee. Al wat hy van ons vra is, luister na my woord, lees my wet, bely my godheid, my oorheersing oor die wêreld. Die Here is by ons kan dit weet, en ons kan dit weer bely, en ons kan dit weer leef. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir u genade en u liefde. Ons dankie, o Here, dat ons ook kan bely dat in ons eie lewe is u die koning, is u die heerser. Dankie, Here, dat ons ook vanuit u woord en deur die werking van u Gees kan bely dat die wêreld ons nie sal oorwin nie, want u het reeds die oorwinning behaal. U het ook in ons lewe die oorwinning behaal toe u ons in ons moeder se skoot fyn aan mekaar gewewe het. Toe het u ons al geken. Toe het u ons ook al bestem om kinders van God, u kinders te wees. Ons is nie altyd seker hoe ons dit moet doen nie. Maar Here, dankie dat ons u woord en u Gees het om ons te onderrig, om ons te leer, om ons te lei en om ons sterk te hou. Terwyl ons bid, Here, wil ons dankie sê vir u hulp en u bystand en u Gees. En ons wil vra, Here, dat u ons sal sterk maak opnuut deur u Gees. Lei ons, o Here, op die pad van die lewe, elke oomblik van elke dag. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sluit af en ons sing saam gesang 500, daarvan die eerste, tweede en derde vers, Gods dade is volmaak en goed. Gesang 500. Geliefdes, gaan nou heen en dan ontvang jy die seëngroet van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en ook aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.